Romeine 6 vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle, wie praat hy nou van? Ja, vir ons. Dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Hoekom? Omdat julle een is met Christus. Hierdie ding van een wees met Christus en my met Christus beklee, is verskriklik belangrik. As ek wil onthou, soos hy sê, altyd onthou, dat ek ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Maar nou hou ek nie baie van die vertaling nie. Want hy sê nou, die nuwe vertaling sê, julle moet dus altyd onthou. Ouens, julle moet altyd onthou. Hoe klink dit vir julle? Klink vir my soos, pas op net dat jy nie vergeet nie. Nee? Maar as jy wat hier staan nie, hoe genaamd nie. Hierdie is 'n aktiewe werkswoord. Dis iets wat jy doen. En daarom hou ek meer van die ou vertaling. Luister gou na die ou vertaling. Net so of daarom moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. Jy moet die somme maak en jy moet aan jouself die waarde toeken van ek het klaar gesterf, ek het klaar opgestaan. Dis nie maar net onthou dit nie. Onthou dit sê, hou dit net hier in jou geheue. Hierdie is 'n aktiewe ding. Ek moet myself herinner, ek moet dit vir myself sê, kom ek sê dit op 'n gelowige manier, ek moet dag vir dag vir my toeëien, Here, ek het saam met U gesterf, en ek het saam met U opgestaan in 'n nuwe lewe. Dis wat dit beteken om jouself dood en lewend te reken. Ken jy jouself bewustelik, aktief die waarheid? Ja, ken jy jouself die waarde toe, glo die waarheid, eien hierdie waarheid vir jouself toe, dat jy een is met Christus, en daarom saam met hom gesterf het, en saam met hom opgestaan uit die dood, en soos hierdie werkwoord klink, sê dit, reken jouself oor en oor en oor en oor. Omdat jy een is met Christus, reken jouself as iemand wat saam met hom gesterf het, en saam met hom opgestaan het.